Goeiemôre Suid-Afrika, 5 Mei en 1400 die tyd van hierdie berig. Ek is Morne Botha vir Koepel TV. Vanoggend regstreeks uit Nashville uit. Vanoggend praat ons meer oor Project Freedom. So, mense moet verstaan, Project Freedom en Operasie Epic Fury het niks met mekaar te doen nie. Project Freedom is die operasie wat die Amerikaanse weermag uitvoer om die commercial shipping te laat vloei deur die Strait of Hormuz. So ons gebruik militêre eenhede vir dit, maar dit het niks met Epic Fury te doen. Epic Fury is die oorlog direk teen Iran. En Project Freedom is die projek wat gebruik word om die skepe te eskorteer die Strait of Hormuz. En daar het nou al 'n paar skepe begin deurgaan. Gister is bewys gegee aan die res van die skipindustrie wat bang is om daar deur te ry nog. 2 Amerikaanse vlagskepe, commercial skepe is daar deur en Amerikaanse vlootskepe waar hulle deur geeskort is en hulle is uit in die oop see. So wat gaan aan met Project Freedom? President Trump maak dit baie duidelik, Iran gaan definitief nie toegelaat word om te interfereer met Project Freedom nie. Project Freedom is om die onskuldige skepe wat daar sit al vir 2 maande daar uit te kry. Die is afgekondig Sondag, so is vandag eintlik die 3de dag dan van Project Freedom en daar is al beweging van skepe deur die omgewing. Gister het daar 6 Iran skepe probeer uitkom met hierdie Project Freedom, wat hulle gedog, okay, dit is 'n goeie idee om saam met die ander skepe uit te smok, jy weet, in die queue van skepe te probeer uitkom. Maar die blokkade wat daar is, die blokkade is nog steeds in plek. En hy 6 skepe, Iranse skepe teruggesê, gaan maar terug na jou port toe. Die Project Freedom is vir al die commercial skepe, maar nie een Iran, al is dit 'n commercial skip, gaan in of uitgelaat word nie. Daai blokkade teen Iran vir Operation Epic Fury bly nog steeds in plek. So, geen Iranse skepe is uitgelaat nie. Amerika gebruik destroyers, vliegtuie, drones en so aan om 'n koepel oor die Hormuz te sit om beskerming te gee. Hulle het op die oomblik omtrent 100 vliegtuie wat deelneem daaraan, waarvan fighter jets, attack vliegtuie en ook attack helikopters. Gister het die Apache attack helikopters en 'n paar Seahawks van die vloot, 6 fastboats van Iran gesink wat die skepe daar probeer harass het. En dit gaan bly voortgaan. Enige klein fastboat van Iran, enige ou wat lyk of hy net offensief wil gaan deur die US military gesink word. Soos hulle gemaak het Afrikus van Venezuela met al die drakbote. So sedert die ceasefire het Iran al 9 keer op kommersiële skepe geskiet. Hulle het al 10 keer op Amerikaanse vlootskepe geskiet. Die Amerikaanse vlootskepe wat hulle op geskiet het al 10 keer sedert die ceasefire, alles is afgeskiet, nog niks getref nie. Daar is fake news wat ingaan, daar 2 Amerikaanse skepe is getref, een is gesink en ek weet nie wat se ander fake news alles nie. Dit is fake, nog nie 1 Amerikaanse skip is getref deur Iran, sedert die begin van die oorlog nie. Ek praat toe van die begin van 28 Februarie. Nog nie 1 Amerikaanse skip deur Iran getref nie. Alhoewel daar kommentators is wat dit claim. Nou, jy kan dit maar claim, dit beteken nie, dit gaan die feite verander nie. So, die blokkade gaan in plek bly, die vliegtuie wat oor die lug is, gaan 'n koepel oor daai omgewing help om die skepe te eskort, om hulle beskerming te bewys hulle sal beskerming lewe, sowel as Amerikaanse vlootskepe op die surfers en onder water is daar skepe wat gaan deelneem aan die operasie of die Project Freedom om my skepe uit te kry. Die US military bly op 'n volle gereedheidstand om ten volle strikes in Iran te doen as dit nodig is. So, President Trump, nog nie nodig om enigiets verder te doen nie. Hy sit maar en kyk wat kom hulle. Miskien gaan Iran weer met 'n paar deals hierdie week uitkom, soos hulle naweek gemaak het. Hulle moet net verstaan, as daar nie op die deal is, geen nuclear weapons nie, gaan dit maar net in die snippermandjie gegooi word. En die sluiting van hulle ekonomie gaan bly aangaan en hulle ekonomie gaan net bloei en bloei en bloei soos dit elke dag bloei. So, die mense sê vir my, ek het gister 'n berig gemaak om te sê, wie het al leverage? Militêr gewys, Amerika het die leverage, Iran het niks leverage nie. Maar wat nou van
die stryd bly toe. Al leverage wat hulle het, is teen internasionale shipping. Daar is niks teen die US military te doen nie. Wat hulle dreig, hulle gaan op skepe skiet. Dis al wat hulle het. Maar hulle het geen leverage teen die Amerikaanse military of die Amerikaanse regering nie. So, op 'n stadium moet hulle maar sien wat hulle sien. Hulle wil nog steeds nie verstaan nie, so ek weet nie hoe lank hulle nog gaan probeer aan nie. Maar hierdie feit dat die skepe nou begin deurkom, behoort ons seker binnekort te sien, meer beheer oor die prys van olie, en wat sal begin afkom. Dit gaan nie meer verder opgaan nie. Dit behoort nie meer verder opgaan nie. Dit behoort nou begin afkom. Dit is net jammer dat party regering, soos die Suid-Afrikaanse regering, besluit het om eerder extra tax op hulle petrol te sit en dit duurder te maak, as wat hulle nou kon die geleentheid gebruik maak om van die tax weg te vat om die petrolprys laag te hou vir die consumers. Maar soos ons ken, is die SA regering maar skelm. Dan kan ons hier verbykom nie. So ek is môre by Botha vir Koppel TV. Geniet die dag.